Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 14de Mei die jaar 2026, 'n baie lieflike dag wat Abba geskenk het aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie met ons gesels oor die Vader se hart. Nou baie van ons het kwaai paas en hulle is hulle is baie streng en dit is moeilik vir ons dan om na die Vader toe te gaan. Ons gaan eerder na Jesus toe of Heilige Gees en ons besef nie werklik hoe lief God die Vader ons het nie. Nou ons moet begin om hom te vertrou in alles, want dis 'n drie-enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar ek wil nou so 'n paar gedeeltes met ons deel in die woord om ons nou te verseker dat Vader ons baie lief het. Nou die eerste gedeelte wil ek nou hier vir ons deel in Johannes 1 en 1 Johannes 4, ekskuus julle, 1 Johannes 4 en ek lees hier vanaf verse 18. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Nou wat is God die Vader se hart vir ons as die mens? Ons kry dit in Johannes 3. En ek gaan hier vir ons lees vanaf verse 11 tot 21. Dat ons net hoor wat sê God hierso vir Nikodemus. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hier is dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Glo jy in die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan sal jy gered word en die ewige lewe saam met hulle wees. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore Seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, wat hulle in God gedoen het. Dan Johannes 14, vers 8 tot 27. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank al by julle. En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon my die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader en die Vader in my is nie? Die woord wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of anders te glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal wees. Nou as jy iets verkeerd gedoen het, dan voel jy aangekwaai binnekant. Dis Heilige Gees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie en die wêreld sal my nie meer hê nie. Maar julle sien my, omdat ek in julle lewe en in die dag sal julle weet,
dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. En dan vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons U kan lief hê, dankie dat U ons eerste lief gehad het, en dankie dat U die Seun gestuur het, sodat hy kon sterf vir ons sonde, sodat ons kan lewe en 'n ewigheid saam met U kan wees. Dankie vir die Heilige Gees, wat ook saam met ons wandel op 'n daaglikse basis. Ons wil U net loof en prys en eer. Halleluja. Amen en amen.